Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Wat 'n wonderlike voorreg om vandag weer saam met u te wees en om die Here te kan dien en om te aanbid. Ek hoop en glo dat u vanoggend ook 'n boodskap sal ontvang wat u sal opbou en wat u ook by kan leer en wat u ook sal vrede kan gee. Geliefdes, vanoggend wil ek ook begin deur om ons gebruik weer voor te sit om vir die te bid wat swaar kry. Ons dink steeds aan Tannie Anna Botma, Tannie Estie Murray, Tannie Sonja Slebush, oom Norman Best, oom Willa Rademeier, oom Gert Kreer en ook oom Gerrit Koekemoer. En dan geliefdes Tannie Marie Pinaar se broer, sy seun is oorlede en ook sy dogter het terminale kanker. So dit is baie ernstige omstandighede. Tannie Marie, ek sien Tannie sit daar agter. Ons bid vir Tannie en ons dink aan Tannie in hierdie baie moeilike tyd. Stuur ons liefde en groete ook vir hom. En dan geliefdes, ek wil sommer net noem, ek het nou daaraan gedink, ek het in die week ook 'n oproep gekry, Tannie Bonnie Becker, baie van julle sal haar ken. Sy gaan maar ook so stelselmatig agteruit. Sy het maar Alzheimer's. Sy gaan maar agteruit nou in hierdie tyd. Ek wil graag hê ons moet vir haar ook bid. Geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader en Heilige God, Here, ons nader U met eerbied en ontzag. En ons weet, Here, dat wanneer dit swaar gaan in ons lewens, dat ons na U toe kan draai. Na wie anders toe, Here, as ons siek is en as ons ly. Want Here, die wêreld kan ons allerlei dinge beloof, maar ons is al diep teleurgestel deur die dinge wat vir die wêreld moontlik is. Maar by U, Here, is niks onmoontlik nie. By U, Here, kan ons tot rus kom. Ons vra vir genesing, Here, en ons vra vir herstel. Ons vra vir gemoedsrus en vrede. 'n Kalmte van gees by hierdie mense wat siek is, die wat ons hier genoem het, en vir so baie, Here, in hierdie gemeente wie se name nie altyd genoem word nie. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, dit is vir my 'n wonderlike voorreg om dan ook te vra, kom ons sing saam. Ons sing vanoggend tot eer van die Here. Kom ons groet hom met 'n blye hart, met 'n stem van eerbied. Dan sing saam lied 159 vers 1 en 2. God is hier teenwoordig. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here Jesus, ons verlosser en redder. Ek het nie gekom om mense vir die mense wat op die regte pad is nie, tot 'n bekering te roep nie, maar vir sondaars. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees.
Amen. Gemeente, kom ons antwoord dan nou met 'n lofsang. Ons sing uit lied 219 vers 1 en vers 2. Gemeente, net vir die vraag as ons die skuldbelydenis sing, bly net so sit. Ons gaan nie opstaan met die sing van die skuldbelydenis nie. Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis ons onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of jou man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gemeente, ons staan skuldig teenoor God en ons medemens. Kom ons bly dan sit terwyl ons sing uit lied 239 vers 1.
Broers en susters, nou dat ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang, en ons sing dan uit lied 284. Geliefde broers en susters, die Here roep ons en God gebruik ons. God gebruik mense om werk vir hom te doen in sy kerk en in die wêreld. Daarvoor rus die Heilige Gees gelowiges toe met gawes vir hulle dienswerk. God roep ook sekere mense om besondere dienswerk vir hom te doen. Die Bybel getuig van hierdie dienswerk van vroeg in die kerk se bestaan. Het daar bedieninge ontstaan soos onder andere ouderlinge, diakens en woordverkondigers, predikante. Om hulle amptswerk te verrig, behoort ouderlinge en diakens
die woord van God ywerig te bestudeer, eredienste getrou by te woon en in toewyding aan God te lewe. Geliefdes, die Here het weer vanoggend kom roep. En vanoggend roep hy dan ook vir Melanie de Beer en Bram Bronkhorst as ouderlinge vir hierdie gemeente. U kan asseblief hier voor kom staan. En dan ook vir Gerard Meyer as diaken. U kan ook hier voor kom staan. Soos 'n herder moet ouderlinge met die dienswerk die gemeente voorgaan in geloof, met liefde versorg en oor almal se leer en lewe opsig hou. So begelei ouderlinge die gemeente om hulle lewe aan God toe te wy. Die ouderlinge se dienswerk behels om die predikant ook te ondersteun, die gemeente te begelei en te bestuur, as ook om middele te vind wat die voortgang van die evangelie in die wêreld bevorder. Deur hierdie diens van die ouderlinge rus Christus die gelowiges toe om mee te werk in die opbou van sy liggaam. Ouderlinge, kyk na die Here se kerk. Ons is geestelike leiers wat leiding neem, ook in ons diensbaarheid. Uit dankbaarheid, geliefdes, en ook vir die liefde van God en sy genade, reik ons ook uit na mense toe. Die diensbaarheid daarvan vind sy volle werking in die ampt van die diaken. Diakens moet die gawe hê om nood in die gemeente en in die gemeenskap raak te sien. Hulle behoort ook middele te vind om hulp te verleen en die gemeente aan te moedig om mekaar en ander mense se laste te dra. Hierdie versorging gaan altyd gepaard met die verkondiging van die evangelie, van liefde en hoop. So word God se barmhartigheid in die wêreld ook sigbaar. Van die vroegste tyd in die kerk is die woorde diakoneo in die Grieks gebruik om diakens te beskryf. Dit beteken letterlik om te dien. Wees 'n dienaar. Dit is wat die Here julle roep om te doen. Geliefde broers en susters, God het deur sy gemeente u geroep vir hierdie dienswerk wat aan u nou voorgehou is en dat u dit ook tot sy eer sal verrig. Voordat u as ouderling of diaken bevestig kan word, moet u ook eerlik op die volgende vraag antwoord. Glo u dat God u deur die gemeente tot hierdie dienswerk geroep het? Glo u dat die evangelie alles wat vir ons verlossing nodig is, bekend maak soos belig in ons belydenis? En beloof u om hierdie dienswerk getrou en met toewyding te verrig en om deurlopend daaroor verantwoording te doen? Bram Bronkhorst, wat is hier op jou antwoord? Melanie de Beer, wat is hier op jou antwoord? Gerard Meyer, wat is hier op jou antwoord? Baie dankie. Ek wil vra dat ons nuwe kerkraadslede nou sal omdraai na die gemeente toe. Mag die almagtige God u sy genade gee in hierdie diens, dat u ook dit getrou mag doen en vrugbaar werksaam mag wees en tot eer van die Here mag leef. Ek wil vra dat ons diakens vir ons asseblief sal opstaan. Die diakens wat u hier sien, Gerard Meyer, is dienaars. Hulle dien die kerk van die Here. Hulle is hier om vir die Here te gee. Hulle sal ook jou lei om so te gee. Hulle is altyd bereid om te help. Daarom kan jy ook hulle nader.
Liewe diakens, hierdie is ons nuwe diaken, Gerard Meyer. Leer hom hoe om te dien. U dien al vir baie lank. Wys vir hom hoe lyk 'n selflose diensbaarheid. Hoe lyk iemand wat die Here dien sonder om te verwag dat iemand na hulle moet kyk. Ek wil vra dat ons ouderlinge ook nou sal opstaan. Melanie de Beer, Bram Bronkhorst. Hier is ons ouderlinge. Hulle is versprei mooi reg rondom die gemeente vanoggend. Kyk mooi na hulle. Hulle is ons geestelike leiers. Hulle is die wat leiding gee, selfs al vra dit om moeilike dinge te sê en moeilike dinge te doen. Ouderlinge dra ook ander se laste. Hulle neem 'n kruis op om 'n gemeente ook te versorg. Hulle sal u ook so versorg. Gaan na hulle toe. Vra hulle dat hulle u moet lei, soos wat hulle nog altyd die gemeente lei. Liewe ouderlinge, hier lê vir u steeds 'n verantwoordelikheid, 'n groot een, om ons nuwe ouderlinge wat hier voor ons staan, ook te lei. Dat hulle mag weet wat dit vra om 'n geestelike leier in die gemeente van die Here te wees. Sodat hulle mag weet hoe ons die Here kan dien. Met eerbied, ontzag, waarheid en opregtheid. Wees so by hulle. Geliefdes, ek wil vra dat die gemeente nou sal opstaan. Gerard, Melanie, Bram, hierdie is die gemeente van die Here Jesus Christus. Dit is sy kerk. Ons is net dienaars. As jy so na elke gesig hier kyk, wil ek vra dat u in liefde elkeen van hulle sal dien. Hulle behoort aan God. Hierdie is God se kinders. Daarom wees lief vir hulle, dien hulle en lei hulle. Sonder die leiding van die kerk, sonder die diens van die kerk, is ons verlore in hierdie gemeente. Want dit is Jesus Christus wat elkeen van ons hierheen gebring het. Liewe gemeente, hier is ons nuwe ouderlinge en diaken. Hulle is hier om te dien en om te lei. Gebruik hulle ook so. Dit is ook u verantwoordelikheid. En altyd bly dit u verantwoordelikheid om ons ook te nader. Gebruik die dienaars wat die Here geroep het. Bel hulle, praat met hulle. Hulle is bereid om daar vir julle te wees. As hulle uitreik na julle toe, moet nie wegwys nie. Ontvang hulle met 'n oop hart. En u sal sien hoe Christus ook werk. Geliefdes, kom ons sing hierdie nuwe ouderlinge en hierdie nuwe diaken die seën toe. Ons sing vir hulle toe lied 268. Laat Heer u seën op hul daal. Lekker weer gaan.
As ons enige besoekers vanoggend hier het, dis my vrou wat ek 'n drukkie gegee het, hoor. Geliefdes, terwyl jy net so sit, ons raak stil voor die Here, en dan bid ons saam. Heilige Here, vanoggend kom soek ons by U 'n antwoord. Vir so lank, Here, kyk ons na ons eie lewens en ons besef hoe kort ons skiet aan hierdie lewe. Al die verwagtinge wat mense van ons het, al die dinge wat ons moet doen, die sondes waaraan ons, o Here, so skuldig is. Ons besef, Here, hier in die kerk, dat ons U nodig het. As ons dan nou stil raak vanoggend voor U, Here, dan wil ons U vra om met ons te kom praat, om ons leiding te kom gee, Here, dat ons ook mag weet wat U van ons vra. Here, as ons dan nou bewus word vanoggend van ons eie sondigheid, help ons om dan ook dieper bewus te wees van die liefde wat U vir ons het. En dat U ook ons verlos het van die sonde. Wanneer ons al hierdie dinge vanoggend kom ontvang het, Here, dan gaan ons ook weer die wêreld in. Hierdie keer nie met hopeloosheid nie, maar met 'n hart vol hoop. Nie met magteloosheid nie, maar met nuwe krag. En nie, Here, sonder geloof nie, maar met 'n hart vol van eerbied en ontzag vir die God wat ons gemaak het. Leer ons en lei ons vanoggend. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit Genesis 3 vanaf vers 1 tot 6. Dis 'n teks wat ek dink nie eintlik baie gepreek word nie. Ons almal word as kinders groot met ou Adam en Eva, maar nie 'n teks wat mens baie van 'n kansel af noodwendig hoor nie. Saam met ons gedeelte lees ons ook uit Psalm 16. Ons lees daar vanaf vers 1 tot 6, ook 'n pragtige psalm. Geliefdes, as ons hierdie twee gedeeltes voorhou, wil ek vir u vanoggend kom sê, dat ons doen dit vanoggend met groot opset. Ons is nou in lydenstyd. Lydenstyd is die tyd wat ons vat tot by Paasfees. Baie mense is onseker van wat eintlik lydenstyd beteken. Hoe het dit 'n impak op my lewe, op my geloofslewe? Nou geliefdes, lydenstyd is 'n tyd vir refleksie. Is 'n tyd vir nadenke. Is 'n tyd waarin ons bewus word van wie ons is en wat die Here ook van ons verwag. Nou hier kan ek vir u sê, lydenstyd is 'n tyd waar ons teruggaan na die basiese beginsels van geloof. Die basiese beginsels van wat geloof ook van ons vra. Nou, hier het ek sommer dadelik gedink, daar is die ou golf, die ouens wat golf speel, is daarom 'n klomp wat golf speel. Wie van julle ken vir die ou golfer Jack Nicholson? Hy het altyd, geliefdes, as hy 'n groot toernooi het wat vir hom voorlê, het hy teruggegaan na sy tuisdorp toe, daar by sy skoolcoach, en daar het hy vir sy coach gaan sê, gee en leer my weer die basics, om net weer in die ritme in te kom. Nou geliefdes, dit is wat lydenstyd ook vir ons doen. Dit bring ons terug na daardie basiese dinge wat in ons geloof na vore kom, wat ons dalk maklik agterweë kan laat. En vanoggend praat ons oor iets moeilik, iets uitdagend. Iets wat elke mens raak. Sonde. Wie van ons is sonder sonde? Die moeilikheid is, as ons nie terug by daardie basics, daardie basiese beginsels uitkom nie, dan kan mens naderhand begin dink, ek is eintlik nie so sleg nie. Waarom behoort ek dan nou
deur die Here verwerp te word. Waarom sal die Here my sonde teen my hou? Al wat ek gedoen het is maar net vloek hier en daar. Dalk het ek iemand sleg gesê of iets verkeerd aangedoen. Dalk het ek 'n verkeerde besluit geneem. Dit is mos nie waardig om vir ewig die dood te verdien nie. Maar sien, as ons nie terugkom by die verstaan van wat sonde is en die impak wat sonde het in ons lewens nie, dan kan ons maklik verlore gaan. Dit is dus vanoggend nie 'n manier om vir u te sê hoe sondig u is nie. Nee, u weet dit. U weet hoe sondig die mens kan wees. Maar dit is tot die opbou van daardie Paasondag wat kom. Dat wanneer Paasondag kom, u sal weet, u sal besef hoe sondig ons werklik is. Wat ons werklik verdien as sondige mense. En hoe groot die liefde van die Here is. Dat hy bereid is om ons te vergewe. So kom ons kyk na ons teks vanoggend, geliefdes, en ons lees hierdie pragtige gedeelte. Die twee gedeeltes klink vir ons soos volg. Genesis 3 vanaf vers 1 tot 6 sê die volgende. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het die vrou gevra: Het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord: Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie een van die vrugte van die boom in die middel van die tuin eet nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sal ons sterf. Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrug gepluk en geëet. Sy het ook haar man by haar gegee en hy het geëet. Tot sover ons skriflesing dan uit Genesis, geliefdes, en dan uit Psalm 16 vanaf vers 1 tot 6. 'n gedig van Dawid. Neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds in U behalwe by U. Die afgode in die land so aantreklik verbaai, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Met hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek van U af ontvang, is vir my mooi. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig vas en ook waar. Geliefdes, voordat ek enigiets te veel oor sonde kan sê, wil ek jy terugvat na Genesis 2 toe. Genesis 2 waar God die mens skape en in hierdie tuin wat hy noem die tuin van Eden 'n plek gee vir die mens om in te leef. Dit is vir my altyd besonder om te dink en te besef dat as ons lees uit Genesis 2 dat God die wêreld geskaap het, ons eerste oë altyd val by die sonde van die mens. Een van die dinge wanneer ons praat oor Adam en Eva en ook die sondeval, is die feit dat die mens uit hierdie tuin uitgeskop is. Die moeilikheid is dat in meeste gevalle begin ons nie by die feit dat God hierdie tuin
gemaak het nie. Hoekom is dit so belangrik? Dit is belangrik vanoggend om te weet dat ons is maar stof en ook gees. Ons is deel van hierdie wêreld, maar meer as dit. En God het hierdie wêreld, hierdie tuin geskape vir die mens om te geniet. Dit is vir my, geliefdes, 'n openbaring om net te besef. God is in die eerste plek nie teen die mens nie. God is nie daarop uit om die mens aan te vat of beperkings te stel nie. Die eerste ding wat God vir die mens doen is, hy gee vir hulle hierdie wonderlike lewe om te geniet. Die volheid van die tuin mag hulle van eet. Hulle mag die volheid van hierdie tuin geniet en daarin leef. Behalwe een ding. Een ding mag hulle nie doen nie. Genesis 2 leer ons dat daar is 2 bome in die middel van die tuin. Die boom van die lewe is die eerste. Daai boom word nie van hulle weerhou nie. Nee, die boom van die lewe is daar vir hulle. Kan julle hoor wat God wil hê? God wil hê dat julle voluit moet leef. Daarvan mag julle eet en daarvan mag julle deel. Maar daar is 'n ander boom. Die ander boom is die boom van kennis. En soos die 2020 vertaling vir ons leer, die boom van kennis van goed en kwaad. Geliefdes, hier wil ek net vir u sê, ons kan nie begin deur om te dink dat God nie wil hê ons moet kennis hê nie. Dis 'n verkeerde beginsel. Maar hierdie boom is in die middel van die tuin geplaas, die boom van kennis van goed en kwaad. En God wil hê ons moet dit nie eet nie. Dit is nie alle kennis nie. God wil nie hê ons moet sonder kennis wees nie. In waarheid wat God van ons vra, is dat goed en kwaad nie in ons eie hande moet wees nie. Dit, geliefdes, is waaroor ek vanoggend met u wil praat. So wat sien ons in ons teksvers vanoggend? Ons sien 'n slang, listiger as meeste. En hy kom met hierdie beloftes. Hierdie beloftes dat hulle verseker nie sal sterf as hulle van hierdie boom eet nie. Nee, hulle sal inteendeel, wat sê die teks? Soos God wees. Hulle sal hulle eie God kan wees. Want wanneer hulle daarvan eet, dan gaan hulle oë oop. Hulle kom agter hulle skaal verontwaardig en vol sonde. Hulle besef dat hulle het sopas die lewe in hulle eie hande geneem. Nou geliefdes, ek wil vanoggend hê jy moet besef wat ons ook doen. Ons is maar net soos Adam en Eva. Ons kan ons van ons nageslag en van ons erfenis nie wegkom nie. Elke dag eet ons maar ook van daardie vrug. Nou, hier is die vrug. Die vrug is werklik sonde. Maar voordat daardie sonde kom, hoor elkeen van ons die slagspreuk van die duiwel. Die slagspreuk wat die slang so vir Eva gesing het. Toets bietjie jouself en vra jouself af, ken jy dit? Dit is my lewe, my keuses. Het jy dit al gehoor? Niemand kan vir my sê wat om te doen nie. Al dit gehoor? Ek sal self besluit wat vir my reg is. Wie is jy om vir my te sê wat om te doen? Ek sal doen net wat ek wil. Sien geliefdes, hierdie dinge is slagspreuke reg uit die hel.
Want dit bring ons by 'n plek waar ons die vrug eet en ons eie klein afgode word. Sien, ek het al baie in my lewe begin nadink, is dit werklik die gevloekery, die slegsêery, die sê nou maar, as ek iemand verkeerdelik iets aandoen, is dit alles sondes? Ja, in die meeste van die gevalle is dit. As ek dalk drank misbruik of noem dit nou maar op, is al hierdie dinge maar bloot net sonde? Wat maak dit sonde? Nou geliefdes, hierdie verhaal leer ons hoe dit werk. Die slang kom na Eva toe en sê vir haar, jy kan besluit. Jy kan besluit wat vir jou goed en wat vir jou sleg is. En niemand anders nie. En daardie vrug, geliefdes, is mooi en soet en geurig. Meeste van u het dit al geproe. Het dit al geproe as ons voor die Here kom en ons sê vir die Here, hoekom het u nie dit wat ek so graag wou hê vir my gegee nie? Hoekom sit ek nou in hierdie omstandighede, Here? En al wat ons wil hê, is om die Here in oppositie te sit. Ons sit God teen ons. En dit, geliefdes, is die begin van sonde. Sonde is die oomblik wanneer ons dink, ek is nou in beheer van my lewe en die Here moet net luister. Here, wag. Ek wil in hierdie huis bly, nie in daardie huis nie. U moet verseker maak, ek kry dit. En so is ons maar niks anders as die eerste mens wat van die vrug eet nie. Ek wil hê jy moet vanoggend tot 'n diepe besef kom, hoe kort elkeen van ons skiet. Want al wat die Here werklik van ons sal wil hê, is dat ons hom moet aanbid. Dat ons hom sal eer. Weet u waar sien ons dit? Ons sien dit by Jesus in die versoeking in die woestyn. As Jesus in die woestyn is en hy word versoek, dan sien ons dat die Here Jesus word deur die duiwel gekonfronteer. Die duiwel kom sê vir hom, al wat jy moet doen, is jy het nou vir 40 dae nie geëet nie, en jy is nou honger, verander hierdie klippe in kos, in brood. Verander hierdie klippe in brood en jy sal alles reg kry. Sien, hy wil hê Jesus moet sy honger stil, versadig word met dit wat Jesus graag wil hê. Wat is Jesus se respons? Hoe antwoord hy? 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Jesus wil nie sy eie honger stil nie. Hy wil die Here eer. Hy wil nie na binne toe werk nie na binne toe kyk vir sy eie benodighede nie, maar gaan soek uit God se eer. Dat is die tweede ding waarmee Jesus versoek word. Jesus word gekonfronteer en word bo op die tempel se dak gesit. Die duiwel sê vir hom, spring af, en die engele sal jou natuurlik vang. Hier, geliefdes, is veiligheid aan die woord. Jy word veiligheid aangebied. En dit sê, as jy kan besluit wat goed of sleg is, as jy in beheer is van jou eie lewe, jy kan besluit wat vir jou mooi is en wat vir jou sleg is, dan kan jy veilig wees. Dan kan jou eie engeltjies jou vang. Meeste ouers dink hulle kan hulle kinders vir ewig veilig hou. Moenie worry nie, ek is insluitend daar ook skuldig. Ons kan nie ons kinders uitstuur meer om te speel nie, want alles is net te gevaarlik. En ons koester ons kinders so, hou hulle so vas
en versmoor hulle uiteindelik met veiligheid. Nou dit is nie 'n oproep om te sê dat julle julle kinders so ver moet uitstuur nie. Almal ken die wêreld vandag. Maar dit is tog om te sê dat ons wil altyd beheer hê. En as Jesus dan met die duiwel praat en sê, ek gaan nie hier afspring nie. Want 'n mens stel nie die Here Jesus, jy stel nie vir God die Vader op die proef nie. Jy toets nie God nie. Want wie uiteindelik besluit wat goed of sleg is, wat met u gebeur en hoe hierdie lewe van u uitdraai, lê in die hande van ons Skepper. Uiteindelik, die derde ding, hy word dan ook die hele nasie, al die nasies van die wêreld gewys. En dan word vir hom gesê, al wat jy moet doen, is voor my kniel, net my aanbid, en jy sal mag hê. Mag hê. 'n kort pad tot dit wat God het en wat Jesus Christus in elk geval sou beerwe. En Jesus sê nee, jy kan net die Here jou God aanbid. Maar hierdie 3 dinge, versadigheid, veiligheid en mag, is die 3 dinge wat ons as klein Adams en klein Evas in hierdie wêreld elke dag na soek. En in meeste gevalle in die lewe is ons nie sterk genoeg soos Jesus om dit af te keer nie. Soveel mense kom na jou toe en beloof jou dat hulle vir jou alles gaan gee wat jou versadig gaan maak in die lewe. Hulle gaan vir jou geld in jou hand sit en dan het jy alles wat jy nodig het. Wat word van die wil van God dan? Dan gaan mense na jou toe kom en vir jou sê, jy besluit hoe veilig jy is, waar jy in die lewe opeindig. Jy besluit waar jou draaie is. Sonder om ooit te besef dat die lewe en die dood lê alleen in die hande van die Here. Elke asemtuig en elke klop van jou hart is so in die hande van God gefestig. Mense gaan vir jou kom sê, jy hoef nie God te aanbid nie. Alles wat jy doen, alles wat jy besluit, is in jou beheer. Jy het die mag om jou eie lewe op te bou. Jy het mag. Maar geliefdes, u het so 'n valse indruk oor wat mag dan werklik is. Want alleen God kan jou volgende tree hier buite uit hierdie kerkgebou uit bepaal. Ons is magteloos in die hande van die Here. Daarom geliefdes, daarom wil ek hê jy moet diep bewus wees van hoe sondig jy is. En saam met my kom sing wat die psalmskrywer sing. Die psalmskrywer in Psalm 16 roep ons op. Hy sê, ek neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Luister U, geliefdes, hoe anders hierdie is as die taal van die slang. Die mag, die kennis van goed en kwaad is nie in ons hande nie. God besluit met my lewe wat goed of kwaad is. En vir eeue heen het die mens die pad gestap, gedink hulle kan uitmaak wat goed of sleg is, en God het daar op die berg vir Moses die riglyne kom stel. Om sê, julle het vir ver te lank besluit wat vir julle goed of sleg is. Nou sê ek vir julle.
En toe ons die wet daar op die berg ontvang het, wat was die eerste ding wat aan die onderkant van die berg gebeur het? Wat was die eerste ding? 'n Goue afgodsbeeld, reeds opgerig om die mens te vereer. So kort skiet ons aan die wil van die Here. Maar ons, geliefdes, mag sing. Ja, jy mag sing, want al wat jy moet doen, is om daardie Jesus Christus, jou verlosser Jesus Christus, wat op die kruis op Golgotha vir jou kom sterf, in geloof aan te neem. U moet net saam met my kom sing en vir Jesus sê, Here, ek behoort aan U. Ek behoort aan U. Die oomblik as U dit doen, dan vat U daai soete vrug, daai soete gif van 'n vrug, en U gooi dit weg. En U word 'n nuwe mens. U hoef nooit weer te bekommer oor die tuin van Eden nie. En u hoef in die lewe nooit weer te bekommer oor 'n boom van kennis van goed en kwaad nie. U hoef net te weet dat as u in die hande van die Here is, as u aan Jesus Christus behoort, dan is jy 'n nuwe skepping. Die psalmis sê vir ons, alles wat ek het, kom van U af. My lewe is in U hande, my erfenis is by U. Hy sê hierdie woorde, Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Wat ek van U af ontvang, is vir my mooi. Die oomblik wanneer u dit kan sing, hierdie woorde met volle bors kan uiter, dan is u 'n nuwe mens. Dan is u nie meer die afstammelinge van Adam en Eva nie. Maar is u erfgename van Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Here, ons besef vanoggend ons eie sondigheid. En dat ons nie eintlik ver weg van Adam en Eva leef nie. Ons besef, Here, dat daardie vrug wat vir ons sê dat ons self kan besluit oor wat goed of sleg is, het ons vir ver te lank in ons lewens rondgelei. Ons was begeerlik en het gesoek na ons eie wil, Here. Ons het gedink, ons is in beheer, ons is ons eie klein God, Here. Maar vanoggend kom ons tot die besef dat dit sonde is. Net soos Adam en Eva staan ons skaam, kaal, naak voor U. En ons weet, Here, ons verdien die dood. Ons is vir U geskape en ons het vir onsself geleef. Nou wil ons saam met die psalmskrywer sing. Ons behoort aan U. Alles wat ons ontvang kom van U af. Ja, Here, die deel wat U vir ons afgemeet het in hierdie lewe is vir ons mooi. Ons wil net in U hande leef. En nou dat ons dit bid, nou dat ons dit bely, nou weet ons heil en ons krag, ons verlossing en ons hoop lê in Jesus Christus, ons Here. Here Jesus, neem ons in beskerming, o God. Ons soek skuiling alleen by U. In U hande.
In U hande is ons veilig. Maak ons dan nou, Here, 'n nuwe skepping. En as ons uitstap in hierdie wêreld in, dat almal mag sien, ons is kinders van Christus Jesus en nie meer van Adam nie. Ek bid dit so in die naam van ons Verlosser en Redder. En ons loof U naam, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, kom ons sing tot eer van die Here. Ons sing saam lied 230. Dit is 'n skuldbelydenislied, maar ek dink dit dra die boodskap van vanoggend mooi oor. Lied 230, O Jesus, in U lyding. Kom ons sing hierdie pragtige lied saam. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, net so 'n paar enkele afkondigings. Die verjaarsdag, die 9de Maart is Lorey Fourie wat verjaar en ook Santa Knudsen wat verjaar. En dan het ons ook op 10 Maart is Cornel Steyn en Lorraine van Rensburg se verjaarsdag. En dan die 12de Maart Johan Miller. Johan, baie geluk met jou verjaarsdag, en Alida van Sail, baie geluk Alida, ook met jou verjaarsdag. Ons het volgende ook spesiale deurkollekte, geliefdes. Dit is Stop Geweld teen Kinders. Asseblief dra ook vir dit by, as ons weet die werk wat hulle daar ook by daar doen is baie goed. Ons weet hulle doen 'n fantastiese werk in die kerk.
Die week geliefdes, die 9de Maart, het ons ook weer Bybelstudie om 9uur en ook weer 'n aand Bybelstudie. Ons sal ook hierdie Sondag aand Bybelstudie hê, 6uur die aand. Dan geliefdes, op die 10de Maart het ons ook weer 'n bloedskenk geleentheid om 1uur. Dan die 11de Maart het ons ook weer NASV vergadering van 9uur af. Asseblief neem kennis. 3uur, ekskuus. Die NASV vergadering sê my vrou is 3uur die middag. Dan geliefdes, verkoop ons ook in die saal koekies teen R25 'n pakkie. Asseblief kom kry vir 'n pakkie koekies. En dan het ons ook 'n projek wat ons probeer met ons wyke, kyk of ons want gewoonlik is dit die wyk van die Simpel 7 wat die Vrydag kafees en die tipe van goed bestuur. Ons wil 'n bietjie almal betrokke kry. Die mense kry om deel te neem. So ons Vrydag kafees wil ons per wyk begin indeel en so jou ouderling, jou diaken sal jou heel waarskynlik kontak en hoor of jy bereid is om te help. Ons wil graag van volgende maand, die 24ste April, vir Wyk Jerusalem vra om vir ons ook 'n Vrydag kafee te hou. Dit het ek en my vrou gister gepraat. Ons is in Wyk Jerusalem en ek dink, is dit reg? Ons het besluit ons gaan samosas maak. Is dit reg? So, as u 'n lekker samosa wil hê, wat handgemaak deur die predikant, dan kan u nou vir u dink dan aan daardie dag in April. Maar die 27ste Maart, nou in die einde van die maand, het ons Vrydag kafee geleentheid wat steeds deur die projekspan bestuur word. Dit geliefdes is lekker pannekoek. So kom ons hoop dit is bewolk daardie dag, dat u ook 'n lekker pannekoeke kan kry teen R6 'n pannekoek. U is baie welkom, kom kry vir u. Dan ons groot projek staan nog vir ons voor ons deur, die 3 van die bestes. Asseblief kom koop kaartjies. Ons is nou regtig op daardie breekpunt tyd. Die kaartjies, daar is nog baie kaartjies beskikbaar. Ons wil asseblief vra, kom ons maak hierdie projek 'n groot sukses. As u dink u luister nie na die 3 manne nie, dan sê ek vir u, maak 'n fout, want ek luister nie na hulle nie, maar selfs ek moet vir julle sê, ek geniet daardie musiek. My vrou kyk elke dag, kyk sy daai German op die TV en dan sê sy vir my, luister 'n bietjie hierna. En so asseblief geliefdes, kom koop vir u 'n kaartjie, kom deel in daardie wonderlike geleentheid wat ons ook het. Ons het 'n idee gehad by die projekspan, want ons weet, geliefdes, daar's baie mense wat graag hierdie ding sou wou bywoon, maar wat dit nie altyd kan doen nie. Ons weet uit ons barmhartigheid is daar mense wat altyd bereid is om te help. Ons het dit al gesien met ons jeugkampe en met verskeie ander geleenthede. Ons wil vra, as u dalk iemand in die aftreeoord of iemand wat dit nie kan bekostig nie wil borg, kom na ons toe en kom hoor 'n bietjie waar is daar nood. Ons wil graag daardie geleentheid ook in die gemeente beskikbaar stel. As u barmhartigheid wil wys en vir iemand dalk 'n kaartjie koop, is daar ook dan vir ons die wonderlike geleentheid om daardie mense wat nooit daardie tipe van dinge kan doen nie, om hulle ook 'n goeie en wonderlike aand te gee. So asseblief, kom deel in daardie barmhartigheid ook. 'n Laaste afkondigingkie is dat ons tee skink deur Kanaan. Kanaan Wyk skink vir ons tee. Asseblief kom maak 'n draai, kom kry 'n koppie koffie, kom koop 'n paar koekies en kom geniet dit saam met ons. Geseënde Sondag verder. Ek wil vra, ek sien nou hier, ek het nou nog 'n nota gekry hier dat die kerkraad moet agterbly. Is jy seker, het ons nie reeds die goed bespreek nie? OK, 5 minute agterbly asseblief, sommer direk na die diens die kerkraad, baie dankie.